Gek oor haar eie Afrika Ondier, episode 103. Sergio en Lia se eerste missie Saterdagoggend is om by die reisbureau in Barra in te stap met hulle paspoorte. Dit neem so ongeveer 6 weke om 'n visum goedgekeur te kry en hulle is heeltemal betyds. As landsburger van Portugal het Sergio nie een nodig nie, maar die vrou beloof om dadelik werk te maak van Lia sin. Sy het nou wel dubbel burgerskap, Suid-Afrikaans en Mosambiek, maar dit help nie in hierdie geval regtig nie. Wanneer wil julle vertrek? Vra die dame en draai die kalender so, dat Sergio en Lia daarop kan kyk. Ons het gedink om 5 dae na ons troue van OR Tambo af te vlieg, eers na 'n ander bestemming in Europa, waarna ons stelselmatig ons pad gaan oopwerk na Portugal en Lissabon toe, sê Sergio. Dit gee die mense wat hiernatoe kom vir ons geleentheid kans om hulle vere daardie kant reg te skud vir hulle eie een. Ek het gedink ons vlieg Parys toe. Ek wil bitter graag Parys vir Lia gaan wys en dan vat ons die trein na Spanje om in Madrid en Barcelona oor te stop. Sergio draai na Lia. Waar wil jy wees? Wat wil jy sien, Lia? Nee, daai is eintlik genoeg, dankie. Dit is reeds baie, sê sy. Wel, dink eers daaroor, juffrou Hurter. Met Eurail kan jy lang afstande aflê, sê die reisagent, op treine en bote in die nag te slaap, en dan kan jy nog ander groot stede ook besoek. Ons moet dit net deeglik vir julle beplan. Hoe lank wil julle gaan? 2 weke, antwoord Lia. Nee, ten minste vir 21 dae. Soos dit is, sal ons seker vir 5 van die 21 dae in Lissabon, Portugal moet wees, want ek het ook familie daar, sê Sergio ferm. Uit die hoek van sy oog sien hy Lia hom 'n vuil kyk gee, en hy draai na haar toe en vra reguit, wat Lia, is iets verkeerd? Sy glimlag net styf, en die reisbeampte staan op. 'n Goeie begrip het blykbaar net 'n halwe oor nodig. Goed, ek sal vir julle 'n oomblik gee, so 'n paar minute, dan kan julle eers oor die saak besin. Wanneer sy weg is, draai Lia na Sergio toe. Sergio, wat jy hier beplan, gaan duisende metikais, nee, euros kos. Miskien moet ons net troue toe gaan en daarna toe terugkom. Ek het regtig nie hierdie soort geld om te mors nie. Wie het gesê ons gaan jou geld daarvoor gebruik? Dit is 'n spesiale geleentheid. Dit is ons witbrood, Lia, daag haar uit. Wel, as ek net die helfte kan bydra nie, gaan ek nie saam nie, sê sy. O, moet ek nou boonop alleen op ons witbrood gaan, trap hy haar verontwaardig uit. Lekker man, lekker. Nee, Lia, los dit asseblief by my. Jy het geen idee wat in my bankrekening aangaan nie, en daar is geld in. Geld wat tot ons albei se beskikking gaan wees. Jy is reg, ek weet nie hoeveel jy in jou rekening het nie, en dit maak ook nie regtig saak nie. Ek weet net, dat jy deksels hard werk vir jou geld, Sergio, en dat dit beslis nie iets is wat gemors behoort te word nie. My fondse is in hierdie stadium beperk, na al my bouery en die aankope vir my pottery studio. Ek glo dit, ek weet dit, ek verstaan. Niemand het gesê dat jy enigiets moet bydra vir ons wittebroodsvakansie nie. Dit is die bruidegom se voorbeeld reg om vir 'n witbrood te betaal. En as dit jou beter sal laat voel, oor al die jare wat ek werk, het ek 'n stewige neseier opgebou. Ek mors nie net voor die voet met geld nie, ek beplan voor ek dit uitgee, sê hy. O, ek verstaan, jy bedoel dat ek sommer net geld uitgee, sonder om te beplan. Is dit wat jy sê, Sergio? Ek het mos gesien hoe rek jou oë toe ek my nuwe Kellen en die solarstelsel aangekoop het. Maar ek gaan geld maak daarmee, een of ander tyd, jy sal sien. Ek glo dit, en ek weet dit eintlik, en ek is al klaar trots op jou, Lia, vir dit wat jy so ver bereik het. Maar wat jy eintlik wil sê, is dat dit nog lank nie die bedrag is wat ek uitgegee het nie. Dit is wat jy dink, nie waar nie, Sergio? Lia,
Om eerlik te wees, ek dink nie daaroor nie. Keer hy amper desperaat. As jy so sê, is dit so? En ek glo jou. En Lea, kan ek nou vir jou sê, wat jy met jou geldjies doen, is jou saak. Jy kan doen net wat jy wil. Maar hou nou op om met my te beklei en help beplan aan ons witbrood. Sy kry 'n aha uitdrukking op haar gesig. 'n witbroodsvakansie. So, is dit jou verrassing, Sergio? Jou groot verrassing? Wel, baie dankie, nou dat ek weet. Nee, Lea, dit is nie die verrassing nie. Jy weet mos eintlik klaar dat ons Europa toe gaan. Ek sal net daarvan hou dat jy 'n paar insette sal lewer, sodat ons dit behoorlik kan beplan. So is dit nie jou groot verrassing nie. Nee, my engel, daardie verrassing kom net nou. Sergio raak aan haar wang. Maar oor hierdie Europese besoek van ons, ek weet jy wou eintlik China sien. In Shanghai gaan kyk hoe lyk Zing se pottebakkersdorpie en gemeenskap, en ons gaan, Lea, een of ander tyd binnekort, ek beloof. Maar hierdie trip Portugal toe het nou met ons gebeur. Nee, dit het nie gebeur nie. Dis jy wat so voorbarig was om my ma se uitnodiging te aanvaar. Trap sy hom weer uit. Wat die hel gaan met haar aan? Wil jy vir my sê dit was voorbarig om die uitnodiging te aanvaar? Hy is self nou 'n bietjie meer as omgekrap. Ja, Sergio, jy het dit nie eers vooraf met my bespreek nie, sommer net ja gesê. Nou maar oeps en sorry, Lea. Kom ons maak dan nou maar die beste daarvan, terwyl ons nou in die situasie is. Kom ons dink, wat van Italië? Wat van ons gaan in Italië aan by die terugkom? Sergio loer bekommerd op sy foon. Hulle sal moet begin klaarmaak hier. Hulle volgende afspraak is rondom 12:00 en dan moet hulle nog boonop die aflewerings gaan doen. Is julle uiteindelik reg om voort te gaan? Vra die dame. Sy hou hulle seker van iewers af dop, want nou kom sy weer aan, toe dit lyk asof hy begin haastig raak. Sergio sê, kom ons bly maar by plan nommer 1. Kry ons net in Europa. Parys is 'n moet, so kryf ons kaartjies na Charles de Gaulle lughawe toe. Eerste voetstappe in Europa, ons aanland daar. Ja, dankie, ek sal nogal daarvan hou om die Louvre in Parys ook te besoek, erken Lea uiteindelik onverwags, en vir Sergio voel dit soos 'n reuse deurbraak, omdat daar uiteindelik iets is waarna sy ook kan uitsien. Wel, jy ten minste 2 dae nodig om deur die hele Louvre te werk, laat die agent beter wetig hoor. En dan moet ek jou waarsku, juffrou Hurter, dat die meeste mans daardie deel van 'n toer maar vervelig kan vind. Ok, los dan nou maar die Louvre, keer Lea. Sergio byt op sy tande. Nou wil hy sommer die vrou invlieg, hierdie sogenaamde besprekingsbeampte. Hy wil sê dat hy self sal besluit wat hom gaan verveel en wat nie. En hy doen in elk geval hierdie hele reis vir die vrou aan sy sy. Hy haal diep asem. Miskien moet hy probeer chill. Sy lont is ook hopeloos te kort die afgelope paar dae. Is dit wat trouspanning aan mense doen? Kan dit regtig wees? En hy is dan die een wat hulle 2 so graag getroud wil sien. Ons gaan beslis die Louvre besoek, al vat dit 2 dae, sê Sergio afgemete. Miskien moet jy vir ons net die besprekings doen vir die eerste 3 aande in Parys, en kry vir ons 'n Eurail kaartjie vir 2. Ons sal so toer, dat ons betyds in Lissabon sal wees. Dan sal ons een of ander tyd behoorlik na die kaarte kyk en na alles kyk. So, maak jy somme, hoeveel skuld ek jou? Sy tel op en sê die bedrag.
Sluit dit die visum aansoek in? Vra Lea. Dit doen. Wel, hier is my bankkaart ook, sê Lea en vroetel aan haar handsak. Sy haal haar bankkaart uit en sit dit bo op Sergio se neer. Ek betaal vir my eie visum, dit is toevallig my ma se troue. Nee, jy gaan nie vir jou eie visum betaal nie, ek betaal vir alles. Sergio voel hoe sy kakebeen begin styf trek. Iets wat hy altyd van Lea waardeer, is vandag besig om die 7 klere daglig uit hom te irriteer. Die feit dat sy so altyd haar deel wil doen. Hy gee haar kaart vir haar terug. Op pad na die beach buggy plant sy haarself nou vierkantig hier voor hom, hande op die heupe. Wat nou? Vra hy amper geamuseerd. Hy kan haar mos met een hand optel en oor sy skouer gooi en op die sitplek van die beach buggy gaan deponeer. Gaan jy van nou af altyd so wees, jou verflikste Afrika ondier? Vra Lea. Hoe? Vra hy. So ondraaglik bossy en chauvinisties. Nee, is dit wat jy 'n man noem, wat graag vir sy eie vrou wil sorg? Vra hy. Sergio, dit is die 21ste eeu. Ek wil nie met 'n man trou, wat so oor my gaan staan en loop nie. Wel, as dit is wie ek is, en wat ek vir my vrou wil doen, laat dit jou alweer weghardloop, my engel. Sergio, weet jy wat, jy het PMS, permanente manlike stres. Hou op om alles so persoonlik op te neem en as 'n aanval te ervaar. Miskien moet ons mekaar 'n paar dae nie sien wanneer ons terugkom op die plaas nie. Lea, ek is stadig, maar seker besig om gatvol te raak vir dit. Hou op om my een kant toe te skuif. Ons sal moet leer om saam te werk aan dinge. Presies, soos in laat ek my eie goed betaal. Verstaan jy? Nee, ek praat nie van die uitgawes vir ons vakansie nie. Nou van watter dinge praat jy, Afrika ondier? Ek praat van ons troue se goed. O, dit raak dit vir jou te erg. Jy weet, trou is nie vir sissies nie. Lyk my so, ek wens daai bloody dag was al verby, brom hy en beduie na die beach buggy. Hy voel teleurgesteld. Is troureëlings nie iets wat 'n bruid en bruidegom nader aan mekaar moet bring nie? Iets wat hulle eintlik saam moet geniet nie? As jy so voel, besluit dat dit 'n bloody dag is, moet ons liewer nooit begin het nie. Vlieg sy hom in en klouter in die bakkie. En dit lyk so oulik, maar hy weier om dit te geniet. Hy voel self opgebruik, klaar met die wêreld. Nadat hulle Lea se batteriebestellings by die winkel besorg het, moet Sergio sy GPS raadpleeg. Die plek van die verrassing, waarheen hy en Lea mos eintlik op pad is nie in 'n besigheidsentrum nie. Dit is in 'n huis, 'n groter en meer imposante huis. Let wel, hy sien dit toe hy daar aankom. Daar is nie 'n bordjie buite wat enige aanduiding gee van wat daar binne aan die gang is nie. Daarom stuur hy 'n foto van die fasade aan sy suster Sylvia om te hoor, is ons by die regte plek? Intussen staar Lea na die see daar ander kant en hy wonder of sy ook ontnugter en omgekrap is. Wat is dit met hulle twee? Dit pla vir hom. Hy kry 'n duimopteken van sis Sylvia af en Sergio klim uit om Lea aan die ander kant uit te help. Hy probeer om homself reg te ruk. Hy moet beter word voordat hy iets verskriklik aanvang. Hulle stap saam na die voordeur en Sergio lui die klokkie. Die deur swaai oop en 'n donker dame sê, Madame Madeleine, verwag julle, sy sal nou met julle wees. Gaaf, dankie, antwoord Sergio. Is Madeleine 'n waarsegster, of waar is ons nou? Spot Lea.
en sy klink vir hom verskriklik sarkasties. Hy hou nie daarvan nie. Net toe kom Madeleine in. Sy groet hulle albei met die hand en daarna sirkel sy rondom Lea. Uiteindelik knik sy instemmend en sê vir die dame wat hulle ontvang het, nommers 40, 56 en 200 en hou die boek vir dames grootte 30 en kleiner reg. Sy draai na Sergio. Julle kan deurkom as jy wil bywees, meneer Martinez. Wel, hoekom nie? Of is daar nog steeds 'n string bygelowe verbonde aan die bruidegom wat nie sy bruidsrok voor die troue mag sien nie? Vra hy. Wel, ek stel voor dat wanneer jou bruid een gekies het, dan stap jy maar sitkamer toe en gaan drink 'n glas vonkelwyn, waarna ek en juffrou Hurter dit verder sal neem, sê Madeleine. Waarvan op die aarde praat julle? Vra Lea. Jou trourok, my darling. Jou bruidegom wil graag vir jou 'n rokkie koop vir die groot geleentheid. Of anders kan hy een laat maak. Die vrou glimlag van oor tot oor. En daar ruk Lea haarself op. Is dit die verrassing? Sergio kan nie mooi agterkom wat die uitdrukking op haar gesiggie beteken nie, maar dit is baie duidelik dat sy nie daarvan hou nie. Dankie, Madame Madeleine en Sergio Martinez. Die idee is besonder mooi, maar nee dankie vir die aanbod. Wat bedoel jy met nee dankie vir die aanbod? Vra Sergio. Dit beteken dat ek nie 'n rok hier gaan kies nie. Ek gaan die saak ook nie met jou of met Madame Madeleine bespreek nie. Ek sal self werk maak van die rok wat ek gaan dra. So jammer dat ons jou tyd gemors het, Madame Madeleine. Kan ons asseblief gaan, Sergio? Ek en jy het 'n paar woorde om met mekaar te praat. Very rude, very rude, roep die madame uit. Ja, ekskuus, ek het nie geweet wat die man beplan nie. Hy moes dit net eers met my bespreek het, en dan sou ek vir hom gesê het. Lea draai om en stap deur toe. By die duinebesie oorhandig Sergio die sleutel aan haar. Hy is ook nou klaar met die situasie. En nou? Vra sy. En nou kan jy die buggy vat en huis toe ry, of waarheen jy ook al wil. Gemaak net wat jy wil, want ek moet my kop gaan skoon kry. Ek het vandag probeer om goed te doen, en daarvoor kry ek die een klap na die ander reg in my gesig. Wat bedoel jy met klap in jou gesig? Dink jy nie dat die feit dat jy dink dat ek nie in staat is om my eie trourok te beplan en te laat maak of iewers te kry nie, is 'n klap in my gesig nie? O, is dit? Wel, sorry daaroor. Ek is seker jy kan jou eie trourok raak, maar iemand moet dit maak of daarvoor betaal as daar lap of materiaal ook is, en ek sou nogal graag daardie ou wou wees. Sergio, hou op om jou geld rond te slinger. Sy gryp die sleutel by hom en gaan klim agter die stuurwiel van die duinebesie in. Aanvanklik sukkel sy so bietjie met die ratte, en toe trek sy weg en begin ry. Sy lig nie eens 'n hand om te waai nie. Sy sê nie, jammer Sergio, kan ons hieroor praat nie. Daar is nie 'n woord van haar kant af nie. Sy klim in en ry weg en los hom net daar, en vir 'n oomblik is hy smoorkwaad, te kwaad en seergemaak om agterna te stap of 'n hand te lig of om iets daaraan te doen. Wanneer sy om die draai verdwyn, stap Sergio af strand se kant toe. Hy is nou honger, maar hy is te ontsteld om iets te gaan eet. Hy koop vir homself 'n rum en rooies in 'n papierkoppie en toe gaan drink hy dit op die strand. Dit laat hom beter voel en hy koop nog een en gebakte vis in skyfies in bruin papier toegedraai daarbey.
En toe gaan sit hy dit en eet by daardie tafeltjie waar hy en sy familie gekuier het die middag toe hy die belofte ring aan Lea se vinger gesit het. Hy sal dit seker weer doen, maar nie nou nie. Hy wil in elk geval ook nie nou met haar praat nie, daarom sit hy sommer sy foon af. Hemel, hy het tyd om te dink oor hierdie saak, hoor. Hy moet 'n bietjie dink. Uiteindelik stap hy met 'n slenterpas terug na Paradys se kant toe. Daar gekom sien hy dat die beachbuggy nie op sy plek staan nie. Hy stap by die lodge in. Vir 'n oomblik oorweeg hy dit om sy foon aan te skakel en vir Lea te bel, te hoor of sy alright is, te hoor of sy verdwaal het. Miskien het sy iewers sonder brandstof gaan staan. Hy het mos nie gekyk hoeveel is daar in die tank nie. Nou dat hy so 'n bietjie afstand tussen hom en haar gemaak het, besef hy dat hulle albei die saak dalk heeltemal verkeerd hanteer het. Miskien is hy te gretig, en sy is daarom ook 'n volwasse mens. Hy moet haar ook 'n kans gee om haar insette te lewer. Maar verflaks, dit is sy eerste troue, en hy wil so bitter graag sy kant bring. Seker maak dat alles reg verloop. Nooit moet iemand 'n vinger na hom verwys en sê dat hy met sy alie in die botter beland het en niks in ruil daarvoor gegee het nie. Hy skakel sy foon aan en toe sien hy dat daar 'n stemboodskap van Lea af is. Sy het 'n paar keer probeer om hom te bel. Hy kan hoor dat sy huil en sy hart maak sulke pynlike draaibewegings in sy borskas toe hy na haar snikkende en hortende stemmetjie luister terwyl sy sê: "Ek is jammer, Sergio. Jy dink seker ek is die ondankbaarste en mees bedorwe vroumens wat jy ken." Wel, as sy dit in sy gesig vir hom gesê het hy nou geantwoord: "Natuurlik dink ek het my mooiste engelvrou. Ek weet mos, hy's 'n bietjie bederf. En ja, jy is dalk 'n klein bietjie ondankbaar ook." Maar dan sal hy lag en sê: "Grappie, ek maak net 'n grappie, maar moet jy so hardkoppig en selfstandig probeer wees? Lea, ek wil dit net vir jou verskriklik spesiaal maak. Ek wil jou lewe en ons troue vir ons mooi maak. Jammer as ek voorbebarig was en te veel probeer doen het, en jammer dat ek nie jou ma se troue met jou bespreek het voordat ek ja gesê het nie. Miskien moet ek en jy iewers gaan sit en deur Sylvie se troulys werk, afmerk wat gedoen is en seker maak dat ons by alles uitkom wat nog gedoen moet word. Kyk wat jou pligte gaan wees, myne en ons sin. Ja, want ek weet, jy wil nie regtig bederf word nie. Maar ek wil dit graag vir jou doen, my engel." Hy stap by die voordeur van die huis in. Mika sit daar by ontvangs met haar oor naby aan die tweerigting radio. Sy kom oorent. "Sergio, is jy alleen? Waar is Lea?" vra sy. "O, sy ry iewers met die blou besie rond," antwoord hy so ongeërg as wat hy kan. "Hoekom vra jy?" "Wel, want ek is bekommerd, want dit is nou hier oor die radio. 'n Jong vrou met langerige, rooi-blonde hare het daarna by die kaai die see ingestap. Daar was mense wat haar dop gehou het, want hulle vertel dat sy baie mooi en baie ontsteld was. En toe gaan sy al hoe dieper in die water in, uiteindelik tot sy onder die water verdwyn. En Sergio, hulle sê sy het nie weer opgekom nie. Hulle is doodseker dat daardie vrou verdrink het, dat sy dit aan haarself gedoen het. En nou soek hulle na haar liggaam." Sergio voel hoe die bloed uit sy gesig loop. Hy draai om en begin hardloop, teen die trappe af in die rigting van die lagoon en toe strand langs tot daar by die lanceerplek waarna Mika verwys het. Van ver af sien hy sy pa en ma ook daar staan, en Sylvia en Diego, en Haya en Sylvie,
En Arend, sy pa lyk verskriklik verlig om te sê, Sergio, dankie tog, hier is julle. En toe kyk hy rond en vra bekommerd, waar is Lea? Ek weet nie, pa. Wel, hier het blykbaar 'n baie nare ding gebeur. Die hele plek is in rep en roer. 'n Jong vrou het by die see ingestap en onder water verdwyn. En toe ek jou beach buggy daarbo sien staan, toe dog ek dat julle dalk in die omtrek is of was tydens die tragedie wat hier gebeur het. Nee, pa, ons was nie in die omtrek nie. Ek het van ander kant af teruggestap. Ek en Lea het oor 'n paar dinge verskil en ek het vir haar die buggy se sleutel gegee en gesê sy moet so lank terugry of iewers heen ry. Sergio draai om en voorwaar, daar staan sy karretjie lewensgroot. Hy sien dit van hier af, die vlag van Portugal op die kant waar sy siskieter mos een keer te naby aan 'n boom verby is en toe is daar skade. Diego het dit blykbaar met bodypaterieel gemaak en toe die vlag bo oorgeplak. Sylvie en Haya kom ook van die kant van die water af aangehardloop en sy roep uit, Sergio, waar is Lea? Ek weet nie. Sergio voel hoe skok en vrees van hom besit neem, terwyl hy kyk na waar skuite en duikers nou in die water besig is. Wel, as Lea nie by jou is nie, Sergio, dan maak dit my baie, baie bang. Die beskrywing van die vrou wat die see ingestap het, pas nogal by Lea. Daar naby stoot iemand 'n rubberdak na die water se kant toe en Sergio draai om en hardloop nader. As jy ingaan om na die vrou te gaan soek, vat my asseblief met jou saam. My seun is 'n dokter, vat hom saam, roep sy pa ook uit. Nou as ons in die water is, klim, sê die man. En die woorde echo soos daardie dag waarop Sergio vir Lea die eerste keer gesien het, toe hy vir haar gesê het, ek is 'n dokter van diere, ek raak nie aan mense nie, maar nou sal hy sy eie lewe gee, as hy net weet, dat hy hare in ruil daarvoor sal kan red. Word vervolg.